Nou vriende, goeiemôre ons. Eer die Here dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom sy wonderlike woord. Ek vertrou dat u 'n baie goeie nag se rus gehad het. Vanmôre wil ek u groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 444. 'n Baie besondere lied wat ek male sonder tal sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeer ons tog die vreugde. Ag, hoe dikwels lei ons smart. Net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart. Ag vriende, die gebed van my hart is dat u en ek sal sien dat die skade wat ons in ons geestelike lei is, te wyte aan ons gebrek om met Vader in gebed te praat, deur Jesus Christus, ons middelaar, ons ewige hoëpriester en Heer. En mag die Here vir ons groot genade gee om getrou te wees in hierdie saak en te sien ons te vriend in Jesus, ons oudste broer, ons verlosser, ons koning, ons bevelvoerder, die een wat vir ons sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en dat ek vir julle rus kan gee. Vanmôre wil ek met u praat oor 'n baie besondere man, die apostel Paulus, wat 'n geweldige wonderlike figuur. Hy was eers 'n vervolger van die gemeente van die Here Jesus Christus, en op die pad na Damaskus, waar hy Christene wil vervolg en gevangene neem, en hulle verhoor om hulle ten dood te veroordeel, het die Here hierdie wonderlike ontmoeting met Paulus gehad. En ag vriende, sien ons dat hy apostel van apostels geword het. Lief vir die Here, toegewyd aan die werk van die Here, 3 sendingreise onderneem het, en duisende siele by die kruis uitgebring het. En ek is die vrug van hierdie wonderlike werk, wat die apostel Paulus ook gedoen het. Maar dan in Filippense 4 skryf hy iets baie besonders. Hy praat oor sy ervarings, oor al die dinge wat hy wedervaar het. Vriende, hy het goeie tye gehad, slegte tye, tye van vreugde en blydskap, tye van hartseer en verdriet. En hy sê daar in vers 11, hy sê nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, en ek weet om in oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Nou vriende, hierdie slagspreuk, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, word gebruik by sportbyeenkomste, wanneer kinders rugby speel of netbal of sokker of wat ook al. En ek dink dit word totaal buite konteks gebruik. Alhoewel God ons in staatsteller is, vra die konteks in hierdie gedeelte van dat die Here ons leer om in maklike en in moeilike tye op 'n punt te kom om te sê, weet jy wat, God sal my help in die moeilike tye, en God is die een wat my dra in die makliker tye. Jy moet onthou, vriende, baie keer begeer ons ander se rykdom, ander se voorspoed, ander se lewe. Maar ek wil vir u waarborg, as u in hulle skoene gaan staan, sal u baie gou weer u lewe terugwens. En ag, die hele gedagte wat na vore kom, is die Here weeg vir ons elkeen af, wat ons vandag dra. Is jy vandag skatryk? Beleef jy vandag die oorvloedige seëninge van die Here op tydelike gebied, dan dank ek die Here daarvoor, maar ek roep jou op om versigtig te wees, want dis dikwels 'n struik van die duiwel waarin hy mense vang. Is jy vanmôre arm, sukkel jy om al die punte bymekaar uit te bring, dis 'n struik van die duiwel om jou te laat murmureer en te laat kla, en 'n emosie van wantroue te stel in die Here, dat hy nie vir jou kan sorg nie. Hou op, kyk na ander wat meer het as jy, en vra Here, leer my, stel my in staat, om in alles dankbaar te wees, want U is die een wat ek lief het. Leer my om tevrede te wees met die omstandighede waarin U my plaas. Vriende, as jy vanmôre gesond is, dank God vir jou gesondheid, eer hom daarvoor, pas dit op. En ek vra jou, wees versigtig dat jy jou daarso sal tel, dat jy 'n wyse hart sal bekom. Moenie jou tyd en jou energie misbruik en gebruik vir verkeerde dinge nie, maar stel dit in diens van die Here, tot eer van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk. As jy vanmôre siek is, vra Here, help my, stel my in staat om dan ook tevrede te wees in hierdie situasie. Ja, ek bid vir genesing, ek bid vir genade, ek bid dat U my sal aanraak, maar Here, help my om nie heeldag te mor en te kla en te murmureer, sodat dit lyk asof ek nie tevrede is met wat U oor my lewe toelaat nie. Sodat ander nie sal hoor uit my mond dat ek 'n emosie van wantroue teenoor U instel nie. As ons kyk na die apostel Paulus se lewe, vriende, dan sien ons, hierdie man was geslaan, hierdie man was misverstaan, hierdie man was self deur die gemeentes wat hy gestig het, verwyd en beskuldig en leuns oor hom versprei. En Paulus het voet by stuk gehou. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Al sê mense wat ook al oor my lewe, God is die een wat my lewe gaan beoordeel. En hy is die een voor wie ek wandel. En in sy lig sien ek die lig. En ek lewe elke dag in genade en onder sy genade, en ek leef om hom te verheerlik. Daarom kon die apostel Paulus aan die einde van sy lewe sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, en nou is daar vir my weggered, hierdie wonderlike kroon,
wat die Here net aan my sal gee nie, maar ook aan elkeen wat sy verskyning lief gehad het. Ag vriende, dit is die oproep vanmôre wat ek vir u wil gee. Dat ons sal sien, wat ook al ons situasie, wat ook al ons omstandighede, wat ook al die uitdagings vandag oor jou pad, miskien by jou huis, miskien in jou huwelik, miskien met jou kinders, miskien by jou werk, miskien met jou finansies, miskien sondeprobleme waarmee jy worstel, miskien mense, miskien die verlede, miskien vrees vir die toekoms, al hierdie dinge, laat dit aan die voete van die kruis, want as jy net so bietjie vorentoe gaan in hierdie hoofstuk, sê die Bybel vir ons baie duidelik, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Soos die apostel Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, dan sê die apostel Paulus eintlik eenvoudig, ek is tevrede met dit wat God oor my lewe toelaat. Want hy is die soewereine God, hy weet die beste, hy is 'n liefdevolle Vader, hy sorg vir sy kinders, en ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee om deur dit te gaan wat hy oor my lewe toelaat. Mag ons hom so vertrou, mag ons liefde in die Here so groei, vriende, dat ander mense Jesus in ons sal sien. Dat hulle sal begin vra, maar hoekom is Gert en Koos en Sari en Ina anders as wat ek is? Hoekom is hulle anders as ons? En dat hulle sal sien in ons lewe, omdat ons aan die Here Jesus Christus behoort. Daarom pleit ek by jou, leer om tevrede te wees met dit wat God vir jou afweeg in hierdie lewe. Vertrou hom, want hy weet die beste. Groete vir u, mooi dagie verder. Tada.